verskyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Geliefdes, ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. En soos ek altyd sê, wat 'n voorreg om u in daardie wonderlike naam te kan groet. So 'n bietjie terugvoer van ons werksaamhede met Karel en met Johannes, wat onderskeidelik, wanneer was dit November en dan nou Januarie, hulle lewe met die Here reggemaak het. En hulle gaan dit goed, hoewel daar uitdagings is. En ons stoei en worstel, maar saam met hulle deur die goed, die Here het hierdie twee mense baie, baie diep uitgehaal, en u kan maar vir hulle bid. Daar is uitdagings, maar ons stap met hulle die pad. Dan kan u ook nou hierdie foto sien, waar ek Sondagmiddag met die kinders rondom die woord sit, en hulle is so ywerig om net bedien te word uit die woord uit, en dit is vir my baie, baie, baie kosbare oomblikke om saam met hierdie kinders dan deur te bring met die woord. Dan wil ek vir u vertel van Onrusrivier. Ons was mos nou vir 'n maand in Onrusrivier, en wat 'n fees was dit gewees. Hier kan jy 'n foto sien van die borde wat ek uitgestal het by die kampplek waar ons was, en geliefdes, dis geweldig. O, die Here moet ons ou volkie maar groot genade gee, want ek wil vir u sê, kyk, daar was nou basies twee groepe. Die een groep het nou glad nie gedink dis oulik dat ek daar kon staan met die borde nie, want ek bedoel, hulle kom ons nou om te rus. Hulle kom nie om dinge te lees soos wat hier op die bord staan, waar gaan jy die ewigheid deurbring nie, want sulke gedagtes maak jou mos onrustig en steel jou vrede, wat jy in elk geval nie het nie, as jy daar gekonfronteer word met die gedagte, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Maar nietemin, daar was dan ook die groep wat werklik na my toe gekom het en net meer wou uitvind en met my gepraat het. Ek het diepsinnige en baie kosbare gesprekke gehad met van die mense. En ja, dit was 'n fees van 'n tyd gewees, en dan het ons ook die geleentheid gehad om die gemeente, die opkomende gemeente daar te bedien vir die 4 weke wat ons daar was. Jy kan vir daardie groepie mense bid, hulle wil so graag hê dat met 'n gemeente tot stand kom, so bid maar vir hulle, dat die Here regtig daar 'n werk sal optel. Daar is 'n moontlikheid dat ons weer later in die jaar Onrusrivier toe sal gaan, om weer die gemeente so bietjie te bedien. Hulle het gevra dat ons weer moet kom. Geliefdes, dan die expo. Ag, ek wil tog maar vir u vra dat u daaroor ook sal bid. Ons ervaar 'n geweldige weerstand. Weet jy, ons gaan na gemeentes toe, en dan gaan stel ons die expo bekend. Ons gaan na skole toe, ons stel dit bekend. En mense is so entoesiasties wanneer ons met hulle praat, en hulle gee vir ons beloftes en versekering dat hulle ons gaan nooi. Maar weet jy, geliefdes, as ons daar wegstap, hoor jy van die mense niks weer nie. Mense kan dit verstaan van skole, maar hoe verstaan 'n mens dit van gemeentes, wat veronderstel is om 'n passie te hê vir die verlore gaande wêreld, dat hulle net, mens verstaan dit net nie. Maar bid asseblief saam met ons dat die Here vir ons 'n strategie gee oor hoe ons dan te werk kan gaan. Ek het daaraan gedink om na verskeie dorpe toe te gaan en dan in hulle gemeenskapsale te gaan staan, maar dit het weer sy uitdaging, want dit kos geld. Van hierdie dorpe vra R700 'n dag om hulle gemeenskapsale te kan gebruik. So bid daarvoor dat die Here of in die harte van gemeentes sal werk, en of dat die Here dalk vir ons voorsien, sodat ons dan in sale kan gaan staan. Ja, geliefdes, en dan wil ek ietsie met u kom deel vanoggend. Ons het so 'n week voordat ons Onrusrivier toe gegaan het. Dit is nou in die begin van Maart. Het ek tydens my stilte tyd een oggend, het ek hier in Jesaja 43 gelees, en weet jy, daardie oggend
is dit asof God met my uit die hemel uitpraat. En ek lees die gedeelte, en toe ek hierdie gedeelte lees, toe is dit asof die Here vir my wil sê, hier is iets op die horison wat vir ons wag. En ek lees gou vir die gedeelte, luister wat sê hy. Jesaja 43 vers 19, 18 en 19, hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. En toe ek hierdie woorde hoor of lees, dink nie aan die vorige dinge en slaan geen ag op wat vroeër was nie. Geliefdes, toe soos ek sê, kry ek net die gevoel dat hier vir ons iets niets op die horison lê. En ek dink toe om dit met Marine te gaan deel, maar ek het ook maar bietjie vasgehou en gedink, kom ek bid nou maar eers daaroor. Weet die geliefdes, die wonderlike is dat ek dink dit was die volgende dag of dalk 2-3 dae daarna, ek kan nie presies onthou nie, maar dit was letterlik, kom ons sê 2 dae na die Here met my gepraat het, toe kry ons 'n brief hier van die NG Kerk op die dorp, wat ons nou al 23 jaar finansiëel ondersteun. 70% van ons lewensonderhoud kom eintlik van hulle af. En toe skryf hulle vir ons 'n brief, dat hulle nou vanweë hulle finansiële probleme nie langer in staat is om vir ons te ondersteun nie. En hulle het toe nou vir ons gesê dat hulle nou vir die volgende 3 maande 50% van dit wat hulle altyd gegee het, gaan gee, en daarna sal hulle nou nie verder ondersteun, behalwe deur kollektes wat hulle gaan opneem, wat ons ook nou maar weet, ook maar nie veel is nie, nie 'n druppel in die emmer teenoor dit wat ons gewoonlik by hulle gekry het nie. En nou geliefdes, ek het toe ek daardie brief kry, toe maak ek 'n drukstaat van die tekste wat die Here vir my die dag van tevore gegee het, en ek gaan sit toe saam met Marine rondom die eetkamertafel, en ons het toe nou oor die ding gesels. Vir eers vertel van dit wat die Here met my gedeel het, en toe lees ek vir haar die brief. Nou geliefdes, ons is die Here so dankbaar dat ons in die rus is. Ons het geen probleem daarmee nie. Die Here sal sorg, ons weet hy sal voorsien. Hy het gepraat, en daarom berus ons in hierdie nuwe seisoen wat vir ons gaan aanbreek. Ek weet nie of ons weggaan van Porterville af, of ons hier gaan aanbly, of ons nog steeds Porterville as ons basis gaan gebruik nie. Ek weet net op hierdie stadium sit ons met 'n finansiële amper sê gestremdheid, miskien is dit wat dit is, of finansiële uitdagings wat vir ons wag. Maar hoe dit ook al sy geliefdes, die Here is getrou en hy sal voorsien, dit weet ek. Ek kan miskien dit vir u sê, die Here het vir my gehelp om daarom hierdie afgelope paar maande so 'n paar randjies te kon spaar wat vir ons dan nou sal deurdra. Maar u kan bid vir ons daaroor. Ons dankie daarvoor dat u so saam met ons bid en ons dra in gebed. Ek kan miskien net dit ook vir u sê, 'n ruk nadat die Here met ons gepraat het, toe kry ons 'n kosbare lied, I Surrender All, van vriende van ons, kosbare vriende uit Brackenfell, wat vir ons hierdie lied aanstuur, I Surrender All. En weet jy, 15 minute daarna, toe stuur vriende van ons uit Switserland vir ons presies dieselfde lied, I Surrender, dieselfde produksie, deur dieselfde groep. En ek gaan daardie lied aan die einde van hierdie aflewering, gaan ek dit vir u speel. Dit het in my hart so vasgeslaan, en toe ek daardie lied hoor, toe weet ek, Here, u is besig om ons voor te berei, en om met ons te praat. Nou geliefdes, ek wil vir u vra dat u asseblief dan nou vir ons sal bid. Ons is hierdie week in Citrusdal, soos wat ek hier besig is om op te neem, is Marina besig om die tasse te pak, en ons gaan binnekort vertrek Citrusdal toe, waar ons dan vir die week daar op die plaas keer om gaan bedien.
Sondag bedien ek by Velddrif gemeente in Velddrif, die EG Kerk daar. Wat 'n kosbare gemeente en wat 'n wonderlike geleentheid om hulle ook te bedien. En dan, geliefdes, wil ek vra dat u vir my sal bid. Malmesbury gemeente van die EG Kerk het vir my gevra om Pinkster vir hulle te kom aanbied. So wanneer ons nou eers klaar is met hierdie veldtog en dan die boodskap by Velddrif, gaan ek dan nou vir 2 weke stil raak om my voor te berei vir die Pinkster reeks. En dan het ons 'n kamp wat opkom, 'n watervalkamp in Wellington. Dit is hier teen die einde Mei. Wil vra dat u vir my sal bid daarvoor ook. Dit is nou nie ons kamp nie, dit is 'n kamp van watervalkampe. Ons gaan dit bywoon. Dit is ook waar hulle mense by mekaar trek, plaasmense, plaaswerkers, en ons vertrou die Here dat ons dan ook 'n geleentheid sal kry om ook daar tydens die kamp, dis 'n naweekkamp, dat ons ook daar kan bedien. Geliefdes, en dan waar ons ook baie weerstand vind, is die vertaling van die expo in Chichewa. Ons wil dit so graag in Chichewa vertaal kry. Ons het nou so ruk gelede, en dit is nogals met die persoon na wie se kamp toe ons gaan einde Mei, die watervalkamp. Ons het met hom gepraat en vir hom die Evangelie Expo gewys, en hy is gaande daaroor, vind aanklank daarby, en hy het ingestem dat ons dan die Expo vertaal in Chichewa, want hy werk ook in Malawi, hy gaan elke jaar op Malawi toe, en so ons wil 'n paar van hierdie Expo eksemplare wil ons vir hom regkry, sodat hy dit kan saamneem Malawi toe. As die Here wil, mag ons dalk volgende jaar saam gaan Malawi toe, dat ons daar vir mense opleiding gee. Dink net wat 'n wonderlike geleentheid dit sal wees. Maar geliefdes, dan wil ek nou net uitspeel met daardie kosbare lied, I Surrender All. En ek wil vir u baie dankie sê vir u gebede, waarsonder ons nie kan klaarkom nie. En dat u regtig, geliefdes, vir ons sal bid, dat die Here vir ons sal help, dat ons sal luister, en dat ons sal raakvat, sou daar 'n skuif kom, en dat die Here dan ook vir ons finansiëel sal voorsien. Ek sal by 'n later geleentheid, miskien so oor 2 weke, dan gaan ek 'n model op die tafel sit, oor hoe ek dink ons te werk kan gaan om fondse bymekaar te maak. Ek kan miskien net dit vir u sê, ek dink nie ons moet die roete volg om gemeentes te gaan sien nie, want die gemeentes trek geweldig swaar. Die gedagte is maar basies om kinders van die Here wat 'n passie het vir sending en wat 'n roeping voel om die werk van die Here te ondersteun. Ons wil uitreik na hulle toe, maar ons gaan meer daaroor praat so oor 2 weke. Intussen luister na die lied I Surrender All. Wat 'n kosbare lied. Mag die Here vir u ryklik seën, en nogmaals baie dankie vir u gebede, en geliefdes, baie dankie vir u wat so getrou vir ons 'n inbetaling maak. Ons waardeer dit geweldig baie. Mag die Here vir u ryklik seën. Totsiens. Ek gee alles oor aan Jesus, niks behou ek hier vir my. Hom sal ek vertrou en lief hê, daagliks in my Here bly. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, ja, nu my dierbare Heiland, gee ek alles oor. Ek gee alles oor aan Jesus, nederig kniel ek voor hom neer. Ek versaak die aardse vreugde, neem my Jesus, neem my